En die rede hoekom ek vir julle sê ek is 'n polisieman, is dat ek vir julle wil sê dat die dwelms kies nie uit vir wie hy vat nie. Ek deel graag met julle die volgende. Ek weet van almal wat vandag hierso sit, is ek seker the least perfect. Een ding is verseker, ek is definitief die mooiste, maar ek is nie die naaste van julle almal wat hier sit as aan perfek nie. En daar's hier die mooi stuk wat Paulus kom in Filippense 3, en hy sê net soos 'n atleet, span ek my vir wat? Vir die wenstreep wat voor my is. Ek is dalk nie perfek nie, en ek hoef ook nie voor te gee nie, maar een ding is verseker, die een wat my kom red het, is die vleklose lam. Kyk, hy het gekom en gesterf vir my en jou. Daarom staan ek vandag as 'n regverdige voor julle, want hy sê, hy wat bely sy sondes, was hy skoon deur die bloed van die lam. En ek eer die Here vir die mense wat vandag hier sit en kan getuig om te sê, hier het Christus my uitgehaal. Hier staan ek voor julle, 'n vryman, dwelmverslaafde, geweersmokkelaar, kardief. Vandag preek ek die evangelie van my Here Jesus Christus. Paulus sê in Galasiërs 6 vers 14, maar wat my betref, mag God verhoed dat ek oor enigiets anders roem as die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Want as vir die kruis is ek dood vir die wêreld en die wêreld is dood vir my. Wat ek Stefan Visser wil hê, maak nie meer saak nie. Dit gaan oor wat my God wil hê. En ek nooi elkeen uit, maak vandag die besluit. Besluit vandag. Dit is jou keuse, omdat jy sit waar jy sit in jou geestelike lewe. Jy kan nie die mense rondom jou die skuld gee nie. Jy kan nie mense, omstandighede, situasies die skuld gee nie. Die skuld is joune, want wat hy vir my gedoen het, het hy vir jou gedoen. En jy kies om te sit in die woestyn, terwyl daar 'n beloofde land vir jou sit en wag. Die keuse lê by jou en by my. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek oor enigiets anders roem as die kruisdood van Jesus Christus. Ek groet julle in daardie naam, die bonatuurlike naam, die naam wat is, wat was en wat kom, Jesus Christus van Nasaret. Pastoor Pieter, baie welkom aan julle daarso van Grootdrink af. Ons was gister daarso by hulle vir 'n uitreik, en ek weer eens, mense het al die pad van Kenhardt afgery, net om vir ons te kom sien daarso vir Fabian. Hulle Fabian, ons groet julle al die pad van Beaufort Wes af. Fabian sê my nou, weet jy hoeveel kinders het ek? Ek sê nee, ek sê hoeveel? Ek sê nee, hy sê 9. Sê my bra, die oes is groot, maar die arbeiders is daar baie. Die arbeiders is daar baie. Ons eer die Here vir mense wat kom, evangelis, jy's gegroet, profeet, jy's gegroet. Dennis the Menace to the Society of Lucifer. Jy gaan probleme veroorsaak in hierdie land, goeie probleme. Want wanneer jy preek, is daar 'n ander vuur aan jou, sien jy? Woe, ek like dit. Gister spring ek amper op en wil weer hardloop toe onthou ek, hey man, het klaar seer van die draf van gister. Verstaan jy? Julle is gegroet, Dennis se mens, Fabian se familie, se kinders. Welkom hierso by ons. Ek gaan nou oorgee vir Mr. Fabian. Hy sal vir julle vertel wie hy is, waar hy vandaan kom. Ek weet Dennis was 'n paaldanser. Ek weet nie vra hoe weet ek dit nie, maar ek weet dit. Eerste keer toe ons oor die foon praat, toe sê ek vir hom, Steven sê vir my, jy was 'n paaldanser. Hy sê, ek dink hy het gesê, jy het betaal om my te kom sien. Dink ek kan nie onthou, maar so iets. Maar
Baie welkom. Julle is welkom in die huis van die Here. En ons vertrou God vir 'n kragtige woord. Mr. Fabian, jy kan na boontoe kom. Hy het gevra ons moet 'n rooi tapuit vir hom uitrol, maar ons het nou nie. Prys die Here, prys die Here. Die man het in 'n klaar gepreek nou man. Want hy is wat hy gesê het, hier is die evangelie. Ons kan niks byvoeg nie, ons kan niks wegvat nie. Dit is wat vasstaan. So ons is vanmôre hierso. Ek is nie vanmôre hier om vir julle te kom ophype. Ja? Ek is hier om te kom breek van die goed wat ek al gedoen het en die dwelms wat ek al gebruik het. Ja? Ek is hier vanmôre om vir julle te kom sê dat die Here red nog steeds. Die Here is nog dieselfde God vandag en altyd. En hy het nog nooit verander nie. En dit is die boodskap wat ek vandag vir julle wil bring. Nie my slegheid nie, maar wat die Here kom doen het in my lewe. En wat die Here besig is om in jou lewe te doen. So ja, ek gaan net vat hier, vat daar, want ek het mos nie baie tyd hier, Steven, hulle, kyk mos net na, ek vanoggend gesê het, maar ek gaan stil bly. So ja, ek is Fabian Alexander, ek kom van Stellenbosch af, maar ek is getroud 15 jaar as ek in Beaufort West, hy is my vrou en my kinders, ja. En ek was op my dae polisieman. En die rede hoekom ek vir julle sê ek is 'n polisieman, is dat ek vir julle wil sê dat die dwelms kies nie uit vir wie hy vat nie. Hy vat wit, hy vat swart, hy vat onderwysers, hy vat die ou wat daar op die straat bly, hy vat almal. Hy kies nie uit nie. En ja, meneer Tik het vir my gevat. En waar ek die kwaai ou was, die man wat almal na opgekyk het, die man wat alles besit het wat sy hart kan begeer, het Mr. Tik ingekom. En Mr. Tik het alles kon vernietig. Hy het, eerste ding wat ek kon vat, is wie jy is, jou persoonlikheid, jou trots. Hy kom vat die, en as die weg is van 'n mens af, dan is dit bitter moeilik om weer te recover. Want jy, wie jy is jy nie meer nie. Jy staan in die oggend op en jy kyk in die spieël, as jy op dwelms is, en jy sê vir jouself, nee, die mense is mos nie reg nie. Hier is niks vir my met my verkeerd nie. Die mense het seker iets teen my. Van weet julle, die dwelm maak dat ons nie kan sien wie ons is nie. Die dwelms maak dat ons iets anders glo van wie ons regtig is. En ons weet mos, die dwelm laat jou mos glo, jy is invincible. Jy kan alles doen, jy kan almal toemaak, almal glo vir jou. Maar ek wil vir vandag sê, dit is maar net wat jy glo. Dit is maar jou eie waarheid. En ek het die eie waarheid gehad. En ek het die tyd, het ek met 'n meisie gehad. My vrou gaan nie kwaad wees, sy weet ek gaan dit vertel. En ek het met 'n panga in my kar gery. Want die dwelm het vir my gesê, die meisie verneek vir jou. En ek het met die ding in my kar gery en gewag net vir die regte geleentheid om vir haar op te kap. Want die dwelm sê vir jou, jy kan nog altyd wegkom daarmee. Want dit is, jy is nou net besig met jou eie waarheid. Maar die Here se planne was anders vir my. Voor dit gebeur, het ek my werk verloor.
En die polisie het betaal vir my uit 'n 530.000 rand kontant in my bankrekening. Ek rook die 530.000 rand uit in 3 maande sonder dat ek vir my 'n paar skoene koop. Toe ek daar klaar het, daar is my vrou getuie. Toe kan ek in 'n 26 jean met nog tracksuitbroeke onderaan. Die kwaai man, die kwaai polisieman, die meisies wie so gehad het, dan stap ek in Stellenbosch, ek weet nie van julle manne of julle al in Stellenbosch wat die, daar is ek 'n strate wat die studente instap en die mense, dan stap ek daar. Dan ken die meisies aan wie ek wat so mal was oor my, herken nie vir my nie. Hulle ken nie vir my nie, dan kan dink ek op myself, wat gaan nou hier aan? Want as ek in die oggend opstaan en ek kyk in die spieël, dan is ek nog alright. Daar is niks fout met my nie. Ek kan niks fout sien met my nie. En baie kere sit jy ook en jy nou hier gekom na die reep toe, of jy is dit in by die huis, en jy voel ook al, jy so right. Jy voel ook al, jy het nie meer hulp nodig nie. Jy voel ook al, jy hoef nie meer onder gesag te staan nie. Jy voel al, jy kan jou eie ding doen. Kom ek wil vir jou vandag die waarheid gee. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Jy kan nie self sien wat die verkeerd doen nie. Iemand anders moet vir jou sê en lei en sê, dit is nog nie reg in jou lewe nie. En baie kere maak ons hy fout, ons voel al, ons is reg. Kom ek bring jou vandag terug aarde toe. You're not going to grow if you don't submit to your leadership. Jy gaan nie groei as jy nie submit aan die mense wat God daar geplaas het. God is die een wat leiers aanstel. Die president wou so baie oorskel, God stel vir hom aan. En God remove weer, soos God wil. So dis die eerste les wat ek wil hê jy moet leer vandag. Submit aan die mense wat oor jou is. Anders is groei bitter moeilik. Maar die Here kom besluit toe. Ek het 'n plan vir Fabian. En die Here haal my uit. En die Here maak my los. En die Here kom maak van my
'n nuwe mens. Maar baie kere dink ons, en dis 'n groot fout wat ons gemaak, altyd. Ons dink, ons het nou reggekom, ons het die Here aangeneem, en nou is ons fyn. Nee, ons is nie fyn nie. This is only the start of your journey. Jy is nog nie reg nie. Jy is nog reg vir niks nie. Al wat nou anders is, jy het nou maar net besluit, jy gaan die Here kans gee in jou lewe, maar daar gaan nog absoluut niks verder aan nie, jy het nog net die Here in jou lewe. Nou kom ons by hy punt, ons moet begin groei in die Here. Want dit is hoekom ons almal hier is. God het vir ons geskape met een primêre doel voor oë. En daai doel is that we come into relationship with him. Ons moet vir hom beter leer ken. Ons moet weet wat sy likes en wat sy dislikes is. Wat gebeur as ek 'n nuwe meisie ontmoet? As hy meisie my bel oor 'n maand, en ek het die eerste keer, gaan ek nie haar stem kan herken nie, because I didn't spend enough time with her. So to hear God's voice, I need to spend time with him, in his presence. Maar die Here bly goed. Die Here bly vir ons dit by hy punt bring wat hy sê, ek wil hê, hy moet ten volle afhanklik raak van my. En dit vat my terug. En dis die skrif waarmee ek julle wil kom bemoedig vandag. Markus 4, vers 35 tot 41, vertel die storie van die disippels en Jesus op die boot. En die storm kom. En ons gaan kyk eerste, wie is almal op die boot? En op die boot kom vind ons as die disippels. En die disippels is manne wat vir die Here gevolg het. Die disippels het alles gedoen wat Jesus gesê het. En onthou ons het gesê, julle is nou by jy plek, julle het die Here klaar aangeneem en allerlei goede. Wat gebeur nou? Nou dink ons is alright. Die disipels was op die boot en hulle het alles gedoen wat die Here wil gehad het, hulle wil doen, maar die storm het nie vir hulle verby gegaan nie. Hulle moes ook deur die storm gaan, en omdat jy nou die Here aangeneem het, sê nie, alles gaan nou net glad loop vir jou nie, nou begin jou challenges. Die Here begin nou eers met jou. Want weet jy, hoekom sê ek vir jou, die Here begin nou eers, want die disciples was daar, Jesus was in die boot, maar hulle het nie geweet wie is Jesus nie. Hulle het nie geweet wat sy krag het Jesus nie. En dis ook 'n ding wat ons nog eers moet aanleer. Ons is nog nie volgroei in wie Jesus is nie. Want as ons volgroei is in wie Jesus is, dan word ons nie beweeg van die dinge wat rondom ons aangaan nie, want ek weet die is saam met my in my boot. And that is what the gospel is all about. It's about Jesus Christ, the Savior. En ek gaan toemaak met die laaste ding, want ek wil nie pastoor Dennis se tyd vat nie. Toe Jesus wakker skrik, en die disciples spartel so, en Jesus skrik wakker. En die Here het my vanoggend eers die deurrevelation gegee. En ek het al by hy storie gelees.
Maar ek het nog nooit gelees, toe Jesus wakker skrik, het Jesus die eerste die storm stil gemaak. Jesus het eers met die disippels gepraat, om vir hulle te sê, hoekom het julle nie op my vertrou nie? En my boodskap vir julle is vandag, ongeag wat jy vandag deurgaan, ongeag wat jou situasie is, ongeag wat die mense van jou sê, die Here wil hê ons moet na hom toe kom, met alles wat in ons lewe aangaan. Die Here wil hê met alles wat by skool af vye aangaan, kom ons probeer hierdie ding op ons eie oplosie, kom ons vat dit eers na hom toe. Want dit is hoekom hy storms op ons pad bring, nie laat ons die storms moet oplosie, maar laat ons vir hom die storms moet gaan gee. Want hy wil die een wees wat het vir ons oplos, en dis kom die woord vir ons leer, Pastoor Pieter, ons dien die jaloerse God. 'n God wat nie sy eer wil deel met enige iemand anders nie. But he wants to be in charge. Hulle sê, daar op die boot het die disciples gebid nie. Hulle het geskree, uitgeroep na Jesus toe. So lots of times wil ons so vir die Here so agter mekaar gebedjie. We don't need to do that. We just call out on the name that saves, that restores, that heals, and that name is Jesus Christ. Amen and thank you. Mercy me, oh mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light? I lift my voice, I call your name, as I toil down in this valley of strife and pain. I've been over backwards, paid it all forwards, don't have a dime to my name, and my debt to you could never be repaid. When the heat wave starts to break and the ice is... Spear International takes teams on mission trips throughout the world. We went with one of their teams to Ethiopia to see if missions were dead. A lot of people think when you are a missionary, it's a second-hand job. It's something you do after getting a degree. The army is here in front. They come to take us. But due to safety reasons, me and another guy is going to go first. You need to bring them that hope. Two of our other team members have just been arrested. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees.
Vir meer inligting, kontak vir Ansorie Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou.